Goeiedag en baie welkom by hierdie uitsending. Ons is besig met die adventtyd of die tyd net voor Kersfees, die afwagtingstyd. En ons praat oor hoe lyk Kersfees deur die oë van 'n gelowige. Nou as ons na Kersfees kyk, dan dink ons dadelik aan Jesus. En kom ons dink aan hom. Hy was gebore in 'n onbelangrike dorp. Gebore by 'n onbelangrike familie. Uit 'n gewone vrou, nie van die adelike afkoms of koninklike afkoms nie. Jesus het by 'n skrynwerker groot geword. Hy het waarskynlik die ambag van skrynwerker geleer. En toe word hy 'n rondreisigende prediker op 30. As ons na sy lewe kyk, nooit 'n boek geskryf nie. Hy het nooit 'n belangrike ambt beklee nie. Sover ons weet, hy het nie gesin gehad nie, hy het nie 'n huis besit nie. En hy het net die Ou Testament van die Bybel gehad om te lees en die geestelike geskrifte van daardie tyd. Hy het nooit oor see gereis nie. As ons na sy lewe kyk, het hy nie verder as 200 km uit sy geboortedorp gereis nie. Hy was nie vriende met konings nie, hy was nie vriende met politikusse nie. Sy enigste titel was die van rabbi. Op 33 was hy verkeerdelik die doodstraf gegee en tussen twee diewe gekruisig. Sy vriende het weggehardloop, mense het hom gespot, soldate het sy klere uitgeloot en hy's in 'n weldoener se graf begrawe. Dit klink nie baie, soos hulle in Engels sê, impressive nie. Baie ordinêr, maar hy het opgestaan. En na 2000 jaar is hy nog steeds die sentrale figuur in die wêreld. Elke jaar tydens Kersfees vier 'n reuse deel van die wêreldse bevolking sy geboorte op een of ander manier. 'n Groot deel van die wêreldse kalenders tel vanaf sy geboorte. Niemand het die wêreld nog ooit so beïnvloed soos Jesus nie. Sy eenvoudige lewe het 'n reuse invloed gehad. Hoekom? Want hy was die Christus, die Messias. Vandag wil ek jou vra, dink 'n bietjie, hoe beïnvloed Jesus jou lewe? Hoe beïnvloed Kersfees jou lewe? Ek wil jou vertel van 'n man wat ek nou in die week van gelees het. Baie teoloë ken hom. Sy naam is Matthew Henry. Hy was 'n teoloog wat 'n reeks kommentare geskryf het, die Matthew Henry Commentary. En omtrent alle Bybelleraars en predikante gebruik dit en weet van dit. Eendag lees ons in sy dagboek is hy aangeval en beroof. En in sy dagboek lees ons die volgende en hy sê: ek is dankbaar. Dink net daaraan, die man is beroof, nou is hy dankbaar. En hy sê hierdie woorde: ek is dankbaar dat net my beursie geneem is en nie my lewe nie. Ek is dankbaar dat ek nog nie voorheen beroof was nie. En ek is dankbaar, alhoewel ek alles verloor het, dat dit nie veel was nie. En dan hierdie woorde: ek is dankbaar dat ek die een is wat beroof is en nie die een wat geroof het nie. Ja, dit het my so gevat. Sien, Christus het sy lewe beïnvloed en hy was 'n volgeling van Christus en daarom kyk hy anders na die lewe. Hoe beïnvloed Christus se lewe jou? Hoe beïnvloed Kersfees se herdenking jou lewe? Waarvoor is jy dankbaar? Lees saam met my die skrif van Johannes 3 vers 16, so 'n bekende skrif. Maar ons lees dit vandag met daai gedagte: kan ek dankbaar wees? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek is so dankbaar daaroor. Ek is so dankbaar dat ek dit weet, dat ek dit ken, dat ek dit kan beleef, dat ek blootgestel is aan dit. En tydens Kersfees is het so maklik om blootgestel te word aan al die negativiteit en die negativiteit in hierdie wêreld en negatiewe mense met hulle negatiewe fokusse. Ek vra jou hierdie Kersfees, fokus op Kersfees en fokus op wat jy kan dankbaar wees voor. Miskien is om Kersfees te beleef, om dankbaar te wees. Dankbaar
soos Matthew Henry, dat jy leef. Dankbaar dat jy geoorleef het, want die wêreld is gevaarlik. Dankbaar dat jy die lewe kan beleef, want die lewe is kort. Dankbaar dat jy Jesus ken, dat jy weet dat hy geleef en gesterf het vir jou, en dankbaar dat jy weet, sy genade is vir ons almal, en ook vir jou, sodat jy die ewige lewe kan hê. Miskien kan jy dankbaar wees, dat jy hom ken. Ek wil afsluit met 'n storie, wat hierdie week 'n indruk op my gemaak het. En die storie gaan oor 'n baie prominente minister, wat in die vorige parlement was, en nou 'n ou man is, en hy het kanker, en dit is lewensgevaarlik vir hom. En in 'n gesprek met hom, sê hy hierdie woorde. Hy sê, solank ek leef, het ek 'n verantwoordelikheid om te leef. Dit het my so gevat, want ek dink ons is maklik ingesuig deur die negativiteit van die lewe en al die uitdagings wat ons het. Maar vandag, kom ons fokus op dankbaarheid. Dankbaarheid ons Kersfees kan vier. Dankbaar dat ons kan vier waaroor Kersfees gaan. Dankbaar dat ons kan vier as gelowiges, dat ons aan Christus behoort en hy daar is vir ons. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons Kersfees kan vier. Dankbaar dat ons tydens Kersfees na ons lewens kan kyk en voor U kan kom en sê, dankie vir die lewe. Dankie vir die lewe in Christus. Dankie dat ons hierdie dag en hierdie tyd kan vier in Jesus naam. Amen.